van verwond na verwonderd, het u my hart kom keer, my oë sien uw werke, my siel buig voor u neer. Waar pyn nog in my spore lê, het u genade my kom vind. U fluister deur die stilte heen en maak my hart weer kind. My ore hoor u roep, stem sag, die waarheid breek die nag. Ek staan verwonderd, Here, voor alles wat u doen. Uw woord bring lewe in my, uw liefde bly my roem. Ek staan verwonderd, Here, voor alles wat u doen. Uw woord bring lewe in my, uw liefde bly my roem. Van verwond na verwonderd, in u word alles nuut. Probeer dan. En hierdie tyd van die Saterdag is dit siesta tyd. Ek het altyd gewonder, ek het baie keer in my lewe al moes ek in siesta tyd praat en dan wonder ek altyd, hoekom doen ons dit aan mekaar? Daar's nie 'n antwoord nie, ons doen. Ek het daar 'n stukkie moed gekry, ek onthou in die ons het mos nou nie meer ons het mos nou nie meer vandag die autentiek of die heel oorspronklike tekste van die Bybel soos Paulus het nou geskryf het en Petrus, ons het afskrifte, so ons oudste teks van Johannes, ons heel enkel oudste teks is daar in Chester Papyrus wat daar in Engeland en in die universiteite is wat in die jaar 110 of 120 na Christus kom, maar ons weet die teks van Handelinge het soos die ek hoop nie ek hom nou afgesit op hierdie en is hy nog aan. Ek sukkel nog my annulier aan te kry. Jy sien, dis net iemand vra wat tegnies aangelees. Nou by ons doen ek dit. Dit sal nie help nie. My vrou sal vir jou sê dit help nie. Sien jy wat kyk nie. My vrou is die tegnisien by ons. As iets breek, laat ek haar gaan. Goed so. Maar die Handelinge teks het al hoe langer geword in teen die 5de, 6de eeu is die Griekse teks van Handelinge of Griekse tekste van Handelinge omtrent 25 tot 50% langer gewees soos ouers bygevoeg het. En ek onthou ek een keer ergens het ek 16 eeuse Griekse teks van Handelinge in die hande gekry. Om een of ander rede, why I don't know, het ek gelees, maar en dit was daar Paulus in Handelinge 19 het hy in Efese ons vir 3 jaar gewerk. En hy het die saal van Tyrannus, 'n filosoof gehad. En toe sit hulle in die 6de eeu, hy het dit gedoen in die middag toe almal geslaap het. En dit was siesta. In die Mediterrane wêreld is alles mos eintlik toe van 12 tot 2, 3. En Paulus het hulle wakker gepreek, so daarom hoop op 'n 6de eeuse teks wat my eie vraag te antwoord.
Ons gesels in hierdie gesprek baie voorreg met mekaar oor die derde deel. Gisterand het ons 'n bietjie gekyk na wat dit beteken van alleen tot aleen, tot wat die Here wat by ons is en hoe kom die vuur van die Here in ons. Ons het ons 'n bietjie stil gestaan by Joshua as 'n groot leidende teks oor hoe kuier ek anderster, hoe kyk ek anderster, hoe dink ek anderster en hoe bely ek anderster. Ek wil graag in hierdie gedeelte die soeklig laat val oor hoe praat ek anderster. Hoe praat ek anderster? Ek het groot geword met die uitdrukking dat Afrikaans my moedertaal is, maar ek is nooit reg gehelp. Dit is my moedertaal is Christen. En ek het agtergekom daar's 'n verskil tussen my moedertaal en die taal wat ek by God moet aanleer. Ek is bietjie moedswillig as ek dit sê. Maar my primêre taal wat ek praat, nie so moedswillig nie, want ek het tog ook maar groot geword dat ek 'n Christen Afrikaner is, wat nie altyd 'n sinonieme woord gewees het. Want ek het agtergekom dis bietjie 'n kontradiksie baie. Want dit beteken dan bepaal my kultuur my geloof ook, en ek dink my kultuur en my politiek moet buig voor my geloof, want dis nie 'n gesprek nou nie, maar so ek het besef as ek 'n Christen is Christus my identiteit. Ek meen ons leef in die wêreld, die afgelope klomp jare, ek het nou nie in die afgelope jare gekyk nie, maar laas ook gekyk het een sosiale media platform genaamd Facebook, weet nie hoeveel identiteite herken van mense. Iets soos 38 identiteite wat ek kon hê. Paulus het baie helder en baie duidelik hieroor gedink in Galasiërs 3. Die mense moet Paulus altyd reg lees. Ek sien baie keer in baie gesprekke mis ouens Paulus, want Paulus het 'n baie interessante styl. As iets nie 'n probleem in 'n gemeente is nie, gee ek jou 'n vers, jy kan dit op X of op Twitter, kan jy Paulus 'n one-liner aanhaal. As daar 'n probleem is, dan skryf hy 3 hoofstukke. Sê nou maar as die ouens die probleem het oor die uitverkiesing van Israel, dan skryf hy Romeine 9 tot 11, 3 hoofstukke daarvan. Of as daar 'n probleem in Korinthe is oor die charisma daar, die spreek in tale en swaan, dan skryf hy 3 hoofstukke, onthou 1 Korintiërs 12 tot 14. Maar as dit nie 'n probleem is nie, Romeine 12, by die Romeine is dit nie 'n probleem, dan skryf hy Romeine 12, 3 verse oor die gawes van die Heilige Gees. So Paulus, wanneer dit nie 'n probleem is nie, sit hy sy kanonteks op die tafel, Galasiërs 3 vers 28. In Christus is daar nie meer man of vrou, slaaf of vryman, Jood of Griek nie, ons is almal gered. Paulus sit dit net so op die tafel. Hy doen dit ook in Kolossense 3. So my identiteit is dat ek 'n Christen is. Dis my identiteit. Ek onthou, Amerikaanse vriend van my, Leonard Sweet, het 'n keer vertel van 'n Joodse vriend van hom wat ek dink dit 'n boek geskryf het. Hy het hom gevra, hoe kry die Jode dit reg om reg oor die wêreld hulle Joodse identiteit so te bou deur al die dinge? Jy sal 'n Jood vat en hulle in enige wêreld sit en hulle bly 'n Joodse community. Maar dikwels, ek moes nou al baie kere in die verlede by Afrikaanse groepe, laas jaar ook aan Londen by Afrikaanse groepe praat in Londen in Amerika, in Australië en oral. En ek hoor baie keer as ek met Afrikaanse expats praat, dat baie van die jonger generasie Afrikaners verdwyn het. Maar jy sal nie amper 'n Joodse kultuur kry nie, wat is die geheim? Toe Leonard Sweet dit vir die Jood vra, hy sê wat, it's obvious, it's the table. 'n Joodse pa en sy kinders sit om die tafel, as hy besigheid doen, sit die kinders daar, as hulle Torah praat, sit hulle daar, as hulle oor die Bybel praat, die kinders sit om die tafel, sit nie op iPads nie, hulle sit nie aan een kant, jy stuur die kinders uit te gaan speel nie. Jy kry die kinders in die familie, soos Deuteronomium 6 sê, hulle sit om die tafel en daar vorm identiteit. Onthou 'n ruk gelede het my vriende vir my gesê, hy het sy een kind wat na skool 'n jaar afgegee om homself te gaan vind. Hy sê, wat dink jy gaan ontdek? Dit is appeneer, wat dink jy gaan hy vind as hy homself ontdek? Wat jy nog nie van moes geleer het. En deel van my identiteit is my taal. Ja, ek praat Afrikaans, goddank, dis my taal waarin ek droom, skryf, praat, ook in Engels, want ek glo Paulus in Korintiërs 9, vir die Jode moet ek 'n Jood word, die Grieke 'n Griek en so aan. So ek sal ook my taal aanpas as dit die evangelie dra, as ek moet Engels preek en Europa moes ek selfs al in Duits, so ek sal my taal vat wat ek moet vat.
Maar ek weet heel eerste, in alle tale wat ek praat, is my moedertaal Christen. Ek weet nie wat om dit anders te sê nie. Daar's 'n nuwe taal. Daar's 'n nuwe taal. Ek het 'n nuwe moedertaal en 'n nuwe vadertaal. Ek het die taal van God se hart. Ek praat anders. Ek sou lank uit Spreuke uit wou gesels. Waar Spreuke hierdie soort taal wysheid noem. Die enkele sonde wat in die Bybel die meeste aangespreek word, ekskuus as ek veralgemeen, word in die kerk die minste aangespreek. Jy weet, ek het nog nooit 'n sinode gehoor wat sê, ons moet 'n bietjie 'n sinode hou oor mense se taal wat buite beheer is nie. Maar die Spreukeboek, ek kan vir jou elke teks in Spreuke tot by Spreuke 31, kan ek vir jou amper deur met jou stap. Spreuke 15, Spreuke 16, gaan oor taal. Jy lees wysheid, 'n gelowige het nuwe taal. Terwyl dwaase, en jy moet onthou in Spreuke, jy is nie net 'n dwaas nie. Wysheid is nou so min of meer 1 of 2 Hebreëse woorde. Maar daar's omtrent so 7 woorde. Jy moet besluit wat 'n soort dwaas as jy in Spreuke is. As jy 'n ewiel of as jy 'n kasiel of al die ander Hebreëse woorde. Een ou is 'n sot en die ander ou is 'n onleerbare en die ander ou is so dig soos 'n kluit. Hulle is verskillende soorte. Jy kan nie net dwaas wees nie. Jy is tot en met dwaas. Die Spreukeboek ken baie soorte dwaase. 90% van dwaase het probleme met hulle lippe. Hulle kan nie hulle woorde beheer nie. Hulle kan nie hulle taal beheer nie. En daarom sê die Spreukeboek oor en oor en oor dat wysheid word op lippe ook gehoor. Onthou jy sy woorde in Spreuke 15 en 18 en so aan van dat dit die fynste silwer werd is, die woorde van 'n wyse. Dat die woorde van 'n dwaase soos dolksteke. Die eerste 10 hoofstukke van Spreuke is 9 gesprekke tussen 'n pa en 'n kind. En dan het jy hierdie korter wysheidsversamelings van 'n dwaas, maar dit, waar jy al hierdie teenstellings het tussen wyse en dwaase, voordat jy daar in hoofstuk 25 Hiskia se wysheid het. Maar in daai interaksies hier van Spreuke 10 af, hoor jy heeltyd die verskil tussen 'n wyse en 'n dwaas. Jy kan dit hoor, jy weet onmiddellik met wie jy te doen het. Wyse of dwaase. En nou kom Paulus in die Nuwe Testament, hy tel dit net so op. Die hele Efesiërbrief. Hy sê, ons moet met mense se woorde werk. Dis my nogal 'n interessante ding van Christene. Van onsself. Ek het nou die dag sommer so 'n stukkie in die beeld geskryf daaroor, nou so 'n paar weke terug. Stel jou voor, jy's by 'n kerk. Sien nou, ons het iemand wat hier 'n getuienis lewer en hy staan op en hy sê, weet julle wat, ek's 'n kleptomaan. Ek steel vir 'n lewe. Weet julle, laas jaar het ek 100.000 gesteel. Deur die Here se genade is dit hierdie jaar af na 50.000 en as dit so aanhou, dan gaan dit volgende jaar 20.000 wees en weet julle, miskien oor 5 jaar dan is ons level. Gaan julle dink dis 'n getuienis? Nee. Paulus sê in Efesiërs 4, as jy 'n dief is, moet jy ophou steel en hard werk sodat ander kan eet. So Paulus vat dit verder. En hy sê, as jy boos praat, moet jy ophou en jy moet reg praat, sodat jy mense kan ophou met jou woorde. Ek het die eerste deel in die kerk baie goed geleer. Ek het baie goed geweet waar teen is die kerk. Ek was by elke vergadering het ek gehoor waar teen is die kerk. Ek onthou eendag het ek so saam met 'n dominee geloop en toe sê vir my, kan dit nie sê nie, maar dit was nogal vir my oulik dat hy het vir die ander gesê het. Hy sê toe vir die ander dominee, ek weet presies waar teen is jy, maar sê net vir my eendag in jou lewe waarvoor is jy ook. So ons is baie goed gewees om die sondes uit te ken. Ek het groot geword met 'n katekisasieboek van 'n dokter G.D.A. Gärtner in die NG Kerk, so dikke. En ek onthou, ek weet nie hoekom onthou ek dit nie, ekskuus, my kop moes dit nie onthou het nie, maar ek onthou, hy het op 'n dag, het hy vir ons geleer, ek was in die 9 jaar oue katekisasieklas, ons moet oppas vir die 3 groot D's. Hy het dit net so gesê, dans, drink en dobbel. En ek dink myself, het die oome idee, wat doen ons op die Oostraat elke middag na skool, ons 3D, dans, drink en dobbel, net gou voor my ma van die werk afkom, en my pa van 'n vlug van oorsee afkom, het jy alweer 3D Stefan? Nee pa, nee, ek het in die katkisasie geluister, en ek dink, wat het die oom besiel? Om vir laaitjies en daai tyd, moes jy Sun City toe ry, was nog nie eens gebou nie, toe ek op skool was. Jy het maar, ek weet nie, maar ons het altyd geweet wat's verkeerd. En ek het altyd gehoor, ek nie vloek nie, ek nie lelik praat nie. Maar nooit is ek geleer genoeg. Hoe lyk die taal wat 'n Christen praat? Hoe lyk die taal wat die Here se oor, in gewone taal, hoe lyk gebed? Hoe lyk gebed wat die oor van God raak?
Ek het baie dinge in my lewe geleer waarvoor ek die Here baie dankbaar is, maar ek is nie goed geleer in gebed nie. Goed onderrig in gebed nie. My ma het my wel geleer, sy het my, ek onthou ek het 'n gebed gehad, ek is 'n kindjie klein, maak my hartjie rein. Maar sy het geen gebed in die plek daarvan gehad toe ek 'n tiener was nie. Sy het maar gedink, dis nou die Here se probleem hierdie kind. Nou sê hy kindjie groot, wat gaan nou gebeur? My pa het ek altyd gehoor by die etes bid, seën die hande wat die kos voorberei het, en ek het altyd gewonder hoekom bid hy vir my ma se hande, toe onthou ek, Anna maak ook die kos, baie keer, en dalk moet hy dit nou maar mooi dink, en daai jare was nie so maklik nie, dan moes hy maar die hande bid. En ek het die ons Vader geleer, God dank, God dank, God dank. En dis die gebed. Maar ek het in die afgelope tyd, omdat dit so worsteling is, en dis nie ter sake nie, ek is nie die boeke bemark nie, maar toe ek die boek oor gebed geskryf het, het ek vir myself gesê, wat is die essensie? En dit bring my terug na die woorde. Wat is die woorde wat ek gebruik in die teenwoordigheid van God en in die teenwoordigheid van mense wat 'n verskil maak? Want ek het by Ferdinand Duist jare terug, dalk het julle onthou julle vir Prof Ferdinand Duist. Hy was 'n baie bekende teoloog en 'n baie ver voor sy tyd. Hy was direk inspraak dat ek die boodskap vertaal het. Hy het eendag 'n boek geskryf oor katkesasie, verhinder hulle nie. Dis die boek se titel. Waar hy gesê het in die kerk van alle plekke steel ons kinders se verbeelding. Hy sê ons leer hulle word groot met hierdie kinderverhale van Dawid en Samson. En dan ewe skielik as hulle 8 en 9 jaar oud is, vat ons na die groot kerk toe, dan moet hulle hoor van die uitverkiesing en die verlossing, dan word alles geabstraheer, soos God nooit gepraat het nie. Paulus het nooit 'n abstrakte lering gehad oor die uitverkiesing. Ek kan saam met jou deur al sy uitverkiesingstekste stap, maar hy het nooit die uitverkiesing as 'n leerstuk gehad nie. Daar's nie 'n leerstuk oor die hel in die Bybel nie, maar ek kan saam met jou stap oor die 13 keer wat Jesus na Hades en Gehenna verwys, en dan kan ons dit plaas hoe Jesus dit gebruik. Maar daai sê ons steel verbeelding, want ons kommunikeer nie die taal van kinders nie, want ons brein is mos nie gemaak om abstrakt te dink nie. Het jy dit al agtergekom? Ons het mos nou nie vanoggend toe ons hier by mekaar gekom het en mekaar gevra, nou watter lettertipe het jy gisteraand gedroom nie? Was dit Times New Roman of was dit Lucida Casual? Wat was jou fontgrootte waarin jy gedroom? Ek droom deesdae aan 14 punt letters. Ek gedroom nog aan 8 punt. En as ons kuier, dan sit ons nie en ons stuur vir mekaar 'n agenda en ons sê ons het laasweek oor punte A, B en C gekuier. Hierdie week gaan ons D, E en F vat. 'n Goeie kuier is narratiewe. Ons praat in verhale. My kinders het nooit toe ek van die universiteit afgekom het of ek was by 'n vergadering gesê, pa, vertel ons 'n verslag. Sê, vertel my 'n storie. Vertel my 'n storie. Die Bybel is grootliks in die narratiewe genre geskep, in verhaal. Want ons brein is bedraad om in verhale te werk. Jy stoor alles wat jy onthou in narratiewe. Met emosies en al. Jy verstaan dit nie. Jou brein connect emosies. Dis hoekom slegte emosies so sleg is. Want as iemand jou kwaad maak, ek gaan nie jou vra om dit nou te doen nie, maar as ek vir jou vra die persoon wat jou die seerste in jou lewe gemaak het, kan ek jou waarborg sê, vertel gee jy daai pyn voel op jou lyf. Jou lyf dra dit saam. Jy stoor dit selfs in jou lyf, daai pyn. Jou brein stoor nie net onthou nie, dit stoor emosie. So kom goeie beraders moet emosie op moet werk, om die emosie los te maak. Want dit onthou, dit lê. En die lewende God kies om met ons in verhale te kommunikeer, want so het hy ons gebou, so het hy ons ontwerp. Daarom droom jy in verhale, al is dit jy mekaar partykeer, en dis hoe jou hippocampus in jou brein probeer om jou geheue te bou. Daarom, as ons kuier, deel ons verhale, daarom as God praat hy in verhale. En nou sê God, ek moet ook 'n verhaal met hom doen met my lewe, met my woorde, met hom praat. So daai het my teruggevat na daai wêreld toe van kommunikeer ons op 'n eenvoudige manier, dat ons na die hart van God toe kan gaan. En die eerste ding wat ek graag wil sê oor kommunikasie met God en dan kommunikasie tussen ander, net om daai punt te maak wat Duist gemaak het, hy het 'n boek ook later oor gebed geskryf, en hy het gesê, elke gesprek wat 'n gelowige het, is eintlik 'n geestelike gesprek as jy daaroor dink.
Ek verstaan ook, want iemand het vir my een keer gevra, hoeveel geestelike gesprekke het ek per jaar? Toe sê ek, o vet, dis 'n trick question, ek weet nie. Want ek dink God is want ek het dit by Daist geleer, is die eregas van elke gesprek, elke getuie. Ek was 'n jong prof by Tikkies en ek was op 'n stadium, ek moet nou nie te veel, maar daar was op 'n stadium ook, ons het altyd gepraat, daar was altyd hierdie ding tussen Unisa en Tikkies. Ons het gepraat, ons is op die universiteit by vlakte en hulle is daar bo op die berg. En daar was by geleentheid ook maar, kom ek sê het maar liberale goeters, en ek was op 'n stadium baie moedeloos ook, en ek het gedink, ek sien nie meer kans vir hierdie harde wêreld van die teologie, wat jy moet alles fight, en jy moet altyd wys jy is slimmer as die, en dit. En ek onthou, een van die profs by Unisa, wat al oorlede is, 'n godvreesende man, het eendag vir my gesê, Stefan, jy's 'n jong professor, kan ek vir jou goeie raad gee? Hy sê, jy moet leer dat God die eerste leser van elke teks is wat jy skryf. Jy moet leer dat God die stille getuie is van elke gesprek wat jy het, van jou vrou tot jou kinders, tot jou vriende, tot die huiswerker, tot mede-teoloog. Nooi God in elke gesprek in. Hy sê, hy is daar, maar doen dit doelbewus. Hê dit in jou voorbewussyn, dat God is by jou lewe. Jy vat hom nie in die wêreld in, hy vat jou in die wêreld in. Jy nooi nie Jesus in jou hart in, hy nooi jou in sy hart in. Jy nooi nie Jesus in jou storie in, hy nooi jou in sy narratief in. Dit het my hele lewe omgedraai. Ek volg Jesus, ek volg sy storie, so my wêreld moet wees, as ek praat, moet my gebede ook oor hom gaan. En dis die grootste ding wat ek die afgelope paar jaar oor gebed geleer het. Gebed gaan oor God. Net dit, punt. Nie om te vra nie, nie om te kry nie, nie in die eerste plek nie. Gebed gaan oor God. Ekskuus as ek 'n vertaling bietjie onder die bus gooi, dis nie my bedoeling nie. Maar ons het dit al so ver gevat dat ons boeke het oor gebed, oor hoe verhoor God gebed, hoe is die gesprekke. So wat gebeur, wat kry ek uit God uit aan my kant as ek met hom praat? Want verhoring beteken ek moet iets by God kry. Dat selfs die groot teks wat een van my rigtingtekste was in hierdie verband toe ek hierdie boek skryf het, Psalm 65 vers 3, God is die hoorder van gebed. Die 83 vertaling gaan vertaal die verhoorder. Groot verskil tussen hoor en verhoor. God sê, ek luister, praat in die taal wat ek vir jou gegee het, Christen met my. En ons gaan nou 'n bietjie na 'n paar voorbeelde kyk. Praat met my in my taal. Ek hoor elke gebed. Onthou jy Jesaja 59, jy moet nie dink ek's doof nie, die mooi simboliese taal wat die Here gebruik, beeldspraak. My hand is nie te kort en my oor is nie te swaar, staan daar letterlik in Hebreëus. Ek is nie hard van gehoor, ek is nie horende doof nie, ek hoor. Dit is net julle sondes wat maak dat die lyn gekruis het, dat dit nie na my toe kom nie, maar na afgode toe gaan. Maar ek hoor alles. So die een ding wat ek van God weet, hy's 'n ruim, kosbare God. Dis 'n wonderlike God, wat my nooi tot gebed. So ek moes my prente, my narratiewe van God verskuif, wat ek het. Dat God altyd hardhorend is, en dat hy doof is, en dat ek amper moet skree, en dat ek baie woorde moet gebruik. Ek onthou die Here Jesus wat in Matteus sê, moenie baie woorde gebruik as julle met God praat nie. Hy is julle Vader. Hy weet wat julle nodig het. Hy weet wat julle nodig het. Moenie soos die heidene wees met hulle stortvloede van woorde nie. Ek verstaan die Prediker in Prediker 4 vers 17 tot 5 vers 2 wat sê, wees ook versigtig as jy met die Here praat, wees baie versigtig. Jy gaan nou na God toe. Dis nie 'n liggewig gesprek nie. En ek verstaan so, as Benny Mostert, iemand wat ek op Facebook volg, nou die dag kerkleier en 'n uitgesproke gelowige, nou die dag op Facebook skryf, en ek sien hy het ouens kwaad gemaak. Hy sê hy stap in 'n boekwinkel, nou so 'n paar weke gelede, en al hierdie boeke oor the power of prayer, en hy is juis iemand wat mense in gebed begelei, en hy sê, hy word so moeg daarvoor. Hy sê, wat dink ons van onsself? Ons gaan staan tussen Gabriël en Michael en al die engele in die hemel, en ons dink ons gaan kragtig bid. O, God se engele aanbid hom dag en nag, en roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here. O, ons moet hulle taal leer, nou begin ons fikseer, kan ons kragtig bid. En Benny sê, hy dink die grootste gebed wat hy nog ooit gebid het is, Here, help my, help my, help my. Maar ek weet, ek is op God se terrein, in die teenwoordigheid van die Almagtige, as ek my woorde begin belyn.
En ek leer, as ek so deur die Bybel blaai, het ek hierdie avonture gehad ook geskryf het, en het Exodus 33, as jy van die groot tekste my gegryp oor Moses. Daai teks al so baie gelees, maar julle weet self, baie keer word 'n teks net lewendig op 'n manier wat jy dit nie sien kom het nie. En dit is so wonderlik as dit gebeur, daai oomblik, daai aha, ek sê Here, ek het die goudmyn getref. En dit was vir my so oomblik toe ek Moses lees. Die man wat die gesoute man van die Here is, hy het al seisoene met die Here gedoen. Jy ken Exodus 33, is daar wat ons nou ook oor gepraat het, waar hy vir Joshua vir die tent gehad het. En waar Moses die grootste versoek sal hou ding by God kry. God weier om saam met Israel te trek, onthou julle? Hy weier, hy sê hy sal 'n engel stuur. En Moses pleit en sê, o Here, jy kan nie 'n engel stuur nie, jy moet self. Ons staan bekend as die volk van die Here, nie die volk by wyse van spreuke van die engel van die Here. Ou sal dink dis sy grootste gebed. Ek sou seker as 'n ou nou gesê het kragtige gebede, God het dit toegestaan. Ek sou nou dink, ja, daai was 'n kragtige gebed, dit kan 'n boek wees. Nee, weet jy wat bid Moses daarna? Hier kom sy gebed. Here, kan ek net u heerlikheid sien? Kan ek net u heerlikheid sien? Die Hebreëse woord vir heerlikheid, kavod. En die Griekse woord doxa in die Nuwe Testament. As Jesus opdaag, onthou jy Johannes 1 vers 14, ons het die seun gesien wat onder ons tent opgeslaan het, en ons het sy doxa, sy heerlikheid gesien. Wat hy het as die eniggebore seun van die Vader. So, Moses sê, Here, as ek net in die heiligdom kan staan. Ek wil nie woorde hê nie. Ek wil nie 'n gebedskampioen wees nie. Ek wil, Here, u die volk verhoor, maar as ek net u heerlikheid kan sien. Wat antwoord God? Ek sal jou my goedheid wys, my toof. Nou die Hebreëse woord T-O-B, maar ons noem dit w, spreek om bewys, toof. Dis die Hebreëse woord vir goedheid. En ons praat baie, ek praat baie ook oor die karaktereienskappe van God, maar een van die vergete, voortvloeiend uit, soos ons volgende ook gepraat het, oor God se gesed en al sy verbondstrou, is dat God goed is. Die goedheid van God, trouwens ons het 3 jaar op E-kerk, elke Vrydagoggend in die kwartaal, ons doen dit al vir 30 weke, lees ek of Rudolf Botha of Peer vir 'n halfuur, jy kan inskakel of na die tyd luister, is lewendig op E-kerk. Dankie Here, ek sien ons altyd elke week so 4-5 000 mense wat kyk. En vat ons 'n ander tema oor God se goedheid. Maar weet jy wat? Wat doen God? Hy sê Moses, Moses, wat is die hoogste vorm van gebed? Wanneer jy my heerlikheid deel. Nie wanneer jy kry wat jy wil hê, wanneer die lewe lekker is nie. Ek sal jou my heerlikheid, ek sal jou my goedheid wys. Dis Psalm 119 vers 68 wat sê, dis deel van God se karakter. God is goed want hy doen goed. Ons almal ken Psalm 23 vers 6. Die goedheid en guns sal my volg. Toof. Is dit Psalm 34 wat Dawid uitroep, kom proe dat die Here goed is, maar ons almal vergeet die grootste teks, Genesis 1. Dit was aand en dit was môre, en God het gesien, dit is toof, 7 keer. En uiteindelik as hy die mens maak, dan sê hy, toof my oot, baie goed, baie goed. So hierdie groot God, ons praat oor verwondering. Verwondering is heel eerste 'n eienskap van God, en God se taal is die taal van verwondering oor sy skepping. So as gebed, en as ek 'n nuwe taal moet hê, moet verwondering in die hart van my geloofstaal wees, want dis wat God doen. Ons het van die Sabbat iets gemaak wat Genesis nie daarvan maak nie. Ek praat van ons in Hebreë. Ons het van die Sabbat 'n dooie, harde dag gemaak, soos Jesus sê. Dit was God se dag om te sê, kom kyk, julle is so besig, kom net tot rus, en kom kyk hoe goed is ek. Kom proe na my skepping, kom kyk na my handewerke, kyk na jouself, sit saam met jou kinders, vier my teenwoordigheid, jubel oor die wet. En nou het julle dit hierdie dooie wette gemaak, wat mag jy en wat mag jy nie. Dit was nie die bedoeling nie. Dit was die bedoeling om te sê, Here, ek kan nie wag vir Shabbat nie, dan gaan ek saam met u kuier. Dan gaan ek saam met u sit. Dan gaan ek taal hê om u te loof en te prys. En dis wat met Moses gebeur. Hy sien die heerlikheid van die Here.
Dis wat met Job gebeur, as ons tyd gehad het, kon ons deur die boek Job gestap het, die ou omgesukkelde, daar moet 'n ouderdomsbeperking op die boek Job wees op, dink ek. Val op Job 16 en Job 19. Job vertel die Here is sy vyand, né? Hy sê dit, hy sê ek het rustig gelewe, toe skud die Here my so in my nek, laat jy net tande oorklap. En hy beklei, en hy vat sy 3 vriende, Elifas, Bildad en Sofar, dit is boksgevegte, soos jy nog nooit gesien het nie. Dan kom Elihu, 'n 4de vriend, hy sê, julle probleem is, julle is 'n klomp verstokte ou mans, maar laat die jong ouetjie julle help. Dan praat die jong ouetjie Elihu, Job kom tot bedaring daar in Job 32, maar dan antwoord die Here, en wat doen die Here? Job, kan ek jou my heerlikheid wys? Kan ek jou deur die skepping vat? Jy wil my in 'n regsgeding hê, kan ek jou na my wêreld toe vat, oor wie ek jubel, oor my diere? Job, sien hierdie ou klein bokkie, ek het dit geskep. Weet jy, wanneer laas jy jou verwonder oor my handewerke? En hierdie magtige seekoei en krokodil, en hierdie sterre wat in die lug hang, en jy wil vir my sê ek is liefdeloos. Job, was jy daar toe ek die waters opgedam het, in my handpalm? Toe ek perke gestel het aan alles in die skepping, was jy daar? Was jy my raadgewer? Sê as jy die mag het, as jy my kan beskuldig dat ek hierdie klein God is, wat in jou klein stryd jou seer maak, as dit vir jou lyk na die God wat lekker kry om mense seer te maak en terug te kry, kom loop saam met my. Soos ek in Genesis 2 hande geklap het. En weet jy Job, jy is nog steeds die kroon vir my skepping. As jy ook nou vir 'n oomblik sit, uit my kop uit sit in Job 9 of 19, ekskuus, kan nie nou onthou nie, waar Job 'n parodie maak op Psalm 8. Wat is die mens dat hy aan hom dink? Skaars minder as die engele om die troon. Dan sê Job, los my net uit, hou net op om aan my te dink, sê Here, los my net uit. Job spot eintlik met Psalm 8, en dan sê die Here, my knegg, ek gaan jou nie afskryf nie, ek gaan jou nuwe taal gee. Ek gaan jou nooi, om saam met my te kom loop, bietjie te rus. Ek gaan jou my handewerke wys, en my wêreld. Dan gaan ek vir jou sê, ek is 'n goeie God, en ek is die almagtige, ek is die almagtige. Ek het krag oor hemelliggame, maar kyk net wat doen ek. Wat doen Job? Dan Job nuwe taal. Nou bly ek stil. Nou is ek in sak en as. Nou praat ek minder en ek verwonder meer. So ek het geleer, hier is die eerste ding. Christene wat regtig groei in hulle taal, het 'n taal van verwondering. Daar gebeur net iets in jou geloofslewe. Daai aha, ek sien net meer van die Here in die geloof. Ek sien Christus in die geloof al hoe meer. Dis tog wat Paulus in 2 Korintiërs 3 vers 18 skryf. Hy sê die Gees is besig om ons te verander, van doxa tot doxa, van heerlikheid tot heerlikheid. Ek moet maar die storie weer vertel, ek was die rukkie, toe ek daar in Benoni Oos was, waar Herman hulle, daai rukkie, was daar, dis al die 80er jare, was daar ek weet nie, daar's gelukkig nie hier so iemand nie, so ek kan dit maar vertel, was daar so 'n oom wat bekend was as dat hy moeilik is. En ek onthou die aand toe ons hom gaan besoek, ek het dit gelos vir laaste, so mense moet altyd wonder as jy hulle laaste gaan besoek, moet jy vra, Domie, hoe ver is ek op jou lysie, as jy laaste is. Ja, in elk geval, en ek onthou toe ons die aand daar instap, ek en die ouderling, toe sê die man, jy het seker gehoor die stories oor my, ek sê, nee, dit loop maar oom. Hy sê, wat jy gehoor? Ek sê, hulle sê, is maar moeilik. Hy sê, dis dit. Hy sê, ek is so gemaak en so gelaat staan. Ek sê, nee, dis reg oom, ek is reg. Hy sê, gaan my so vat? Ek sê, ek vat jou net soos jy is. Hy sê, dan sal ek met jou oor die weg kom, as jy 'n oulike doom nie. Ek sê, nee, dis reg. Ek sê, oom, ek het nou net een probleem, wat ek nou ook met jou moet deel, en dit is dat ek nou nie my eie naam hier is nie. So, Stefan sal jou vat soos jy is, maar die Here vat nie jou twak nie. So, kom oor jou twak. Ek sê, want as dit waar is, dat jy so gemaak en so gelaat staan is, weet ek iets, en ek is hier in die naam van die Here om dit vir jou te sê. Die Here sê, deur sy Gees is hy besig om my te verander van heerlikheid tot heerlikheid. Oom, is nie ek wat dit sê nie, dis die lewende God wat dit sê. En dit beteken, as jy nie verander nie, jy's op jou eie, dit beteken die Here is in jou lewe nie. So ek sê nou vir jou in die naam van die Here, jy moet tot bekering kom, en dringend. En as ek volgende jaar by hierdie huis instap, en jy het weer hierdie nik, marseer ek jou in die Here se naam uit hierdie gemeente uit. Hy het tot 'n bekering geskrik. Dis nie die punt nie, die punt is, God is besig met my, onthou julle, onder permanente konstruksie,
en onder nuwe bestuur is ek in die Gees. En die Gees, soos hy my verander, gee vir my taal, maar hy praat eers met my hart. En daai taal het ek nie voor woorde nie, hy maak my dat ek minder in die slaap raak as ek bid, dat ek minder bid. Ek hoef nie meer so lang woorde te hê nie, maar ek kan net by God wees. Psalm 131, soos 'n klein kindjie rus gevind het aan sy moeder se skoot, so het ek by u altare rus gevind. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Wag op die Here. Wag op die Here. Ek het geleer wag is 'n groot geestelike dissipline. Om elke dag vir die Here te sê, Here, ek wag vandag op u goedheid. Ek wag nie op diens nie, ek wag op die Here, as dit sin maak. Ek wag nie dat hy iets moet doen nie, ek mag dit ook doen, ek sal daarby kom, maar ek is besig om oor ons primêre taal te praat. Natuurlik, Filippense 4 mag ek my behoeftes bekend maak. Maar Here, om in hierdie dag net in u teenwoordigheid te lewe, om elke dag net saam met u te lewe. Daar's 'n geweldige skuif, is die tweede ding, so ek leer taal van verwondering, ek leer gebed gaan oor God, en daar het 'n groot skuif gekom tussen die Ou en die Nuwe Testament, wat min Christene optel, wat gebed betref. So 'n klompie jare gelede, om die probleem te noem, is dit nog reg, kan ek nog gaan, ek weet dis middag, nog reg, ek wil net 'n slukkie water vat. Julle moet sê, ek weet nie wat kan ek doen nie, maar as julle oor 'n pap is, ek weet nie. Ek het al vertel, maar dit was vrek snaaks, so 'n paar jaar terug toe ek preek, kom maar so klein seentjie, ek moes daar by een van my oud studente preek, ou George Nell, ekskuus, my water op my bril gooi. En het so 'n reeksie gedoen daar in Pretoria Wes, en hierdie een seentjie kom staan so een hand langs my, so met die tweede hand, en hy trek so my broek, hy sê, oom, weet oom wat? Ek sê, nee, hy sê, oom het my nog elke hand in slaap gepreek. Ek sê, regtig, dit was baie oulik, so ek weet wat my gawe is. Maar daar's 'n geweldige skuif, vriende, tussen die Ou en die Nuwe Testament. En so 'n paar jaar terug toe, dis ek 'n hele paar jaar terug, was ek toe ek nog bietjie meer by hierdie rolle betrokke was ek op 'n hersieningskomitee van die NG Kerk se liedere, die gesange hersieningskomitee wat al die NG Kerk. En dit was nogal moeilik vir my, want die musikoloog, ek is nie musieklik nie, so ek het gesukkel, ek het groot respek vir ouens wat dit so mooi doen soos julle doen, maar daai ouens is formeel en dis 'n ander gesprek, so maar ek onthou, dit tref my op 'n dag, soos een donderslag op die Hoëveld, dat die Nuwe Testament, en ek het net nooit gedink, kom weet ek, daarna het ek selfs laat studente proefskrifte by my skrywe oor hierdie tema. Wat het geskuif tussen die Ou en die Nuwe Testament wat gebed betref? Jy kry geen klaglied in die Nuwe Testament. Wat is die hoofgenre van die Ou Testament? Se psalms, klaagliedere, klagte, die lament, né? In die lament het verskillende style, né? Van ek is deur my vyande verlaat, God het my verlaat, ek is eensaam, 'n verwyd na God toe, Psalm 77, Psalm 73, Asaf, Here, U laat my wakker lê, Here, ek het amper my geloof verloor, daai lament, daai klagte. Nou kom jy in die Nuwe Testament, dit is net nie, daar nie. Jy vat die Christene, jy slaan hulle in stukke, hulle kla nie. Jy vat Paulus, jy gooi hom in tronke, hy kla nie. Jy vat die vroeë kerk, jy sit hulle met die grootste vervolging, hulle kla nie, hulle sing lofliedere. Hulle taal het verander, hulle het 'n nuwe moedertaal. En ek het myself gevra, en ek het vir ouens daar by die gesangekommissie gesê, ek verstaan, en julle moet asseblief hierdie nie as kritiek hoor nie, want ek verstaan waaruit ons almal kom. Maar ek het groot geword op baie klaagpsalms wat ons gesing het. Ons oralis was baie goed op lewensstorme, breek en woede, as hy 'n goeie by was. Dan geweet dit gaan 'n goeie dag wees in die kerk. En ek sê nie ons moet dit nie sing nie, maar hoor mooi, die Nuwe Testament het geskuif, daar's ruimte vir klagte. Maar dis vir my swaar om dit te verdedig, hoekom ek nie moet kla nie, as die Nuwe Testament nooit kla nie. Ons moet die argument omdraai, want ewe skielik in die Nuwe Testament is die tekstuur van alle gebede 100% anderster. Alles wat Paulus doen is dankgebede. Hy's net besig om te dank. En dis môreoggend se preek by 'n gemeente wat ek wil preek, wil ek juist daaroor preek, oor sy dank vir die verskillende as Paulus begin skryf, sê hy vir mense, en ons kan nou daarby kom, dis die nuwe taal wat ek in gebed aanleer. Hy sê altyd vir God, dankie vir mense, hy sê nooit wat's fout nie, hy sê nooit wat's fout nie kerk nie, hy begin, al is dit op daai useless Korintiërs, hy bid vir hulle, hy sê dankie vir wat hy sien in hulle. Maar daar's 'n nuwe tekstuur in die Nuwe Testament.
En hierdie storie het ek al so baie vertel, maar dit het my lewe verander. In 2019, ek was al baie keer in my lewe in Griekeland. Laas jaar ook weet ek, saam met ouens daar gaan loop in Filippi en so aan. Maar tot op daai stadium in 2019 was ek baie na Athene in die onderste dele Korinte, maar nooit in Filippi nie. Ek wou altyd Filippi toe gaan, omdat Paulus my held is en ons het nou onlangs weer 'n Bybel vertaal, die Nuwe Testament. Ek en Jan van der Walt, ek het al Paulus se briewe vertaal. En Paulus se hartklop in Filippense is vir my die suiwerste. Hy's altyd suiwer, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar die suiwerste wat lof betref. Want dit is ons sy hardste omstandighede, hy's in 'n tronk. En dis 'n ligte brief, nie ligsinnig nie, dis lig. Dis vol vreugde, dis vol lof, dis vol dankbaarheid. Net soos die Efesiërbrief sê ook in die tronk is. Dis vol oorvloed. En ek sê, hoe kry ek hierdie taal op my lippe? En uiteindelik het ek en my vrou en ons beste vriende Willie en Liz Swart, het ons 'n klein pelgrimstog Filippi toe aangepak en Thessalonika toe. Dit het al so verander dat ek nou al 3-4 keer met groepe daar was, laas jaar ook. En ek wou daar voor daai tronk staan in Handelinge 16, want ek wil weet, al moet ek net op die grond staan waar Paulus het gedoen het, want dit is presies soos daar toe hy daar was, opgegrawe. Wat maak dat Handelinge 16 vers 23 oorloop na vers 25? Hoe kry jy 'n nuwe taal om te bid? Want ek het nou gehoor, dis die taal van verwondering. God nooi my soos Moses. Hy nooi my tot 'n nuwe taal. Dis die taal wat ek met God praat, die taal van verwondering. Dis my narratief met God. Ek is oor U verwonderd. Die taal is minder, soos ek nou eintlik die tweede groot deel sê, om te kla en te vra en te murmureer, maar eers te dank ook aan God. Nie net reaktief nie, maar proaktief. Want vir meeste van ons is dank 'n reaksie. Jy sê dankie vir diens en ondankie vir geen diens. So my tema môre is wees dankvinderig, want ons is foutvinderig, nuwe Afrikaanse woord gemaak, want almal weet van foutvinderig, maar soek redes om dankbaar te wees. Iemand vir my sê, jy leef daarom lekker onrealisties, sê ek, nee, ek dink is andersom, maar kom ons los dit. Maar toe ons daar in Filippi staan, dit was op die 19de Desember 2019, net voor die COVID-goeders. En ons was alleen in Filippi daai dag, daar's gewoonlik baie mense, want dit is 'n groot UNESCO-site. En ek het daar voor Paulus se tronk gestaan, was grou, dit het gereën. En dit was my van die mees emosionele oomblikke in my lewe. Want ek het daar beleef, ek het vir die Here nog altyd sê, wat maak? Daar staan in Handelinge 16 vers 23, Paulus is baie geslaan. Nou, ek wil ons weet hoe die Jode geslaan het. Hulle het jou 39 houe geslaan. Die Romeine het nie goeie geheue gehad nie, hulle het jou geslaan tot hulle moeg is. So, jy staan so by die tronk en dan is die groot agora, die markplein van Filippi voor jou, en agter die tronk, hulle het hom daar op die markplein, het hulle hom geslaan, vir hom en Silas, Silwanus, hulle het hom kaal uitgetrek, hulle het hom verneder, hulle het al sy waardigheid van hom weggevat, hulle het hom soos 'n dier behandel, hulle het hom geslaan dat hy in pulp in is, in bloed. Ons weet, in die Mishnah word beskryf as jy jou 39 houe slaan, en terloops, in 2 Korintiërs 12 vers 23 tot 25 vertel Paulus, hy's 5 keer 39 houe geslaan. So my ouma het altyd gesê, ons het altyd die speletjie gehad, en wie sal jy in die hemel wil praat? So het my oupa, my ouma, my ma hulle ons lief gemaak vir die Here. En toe ek groter was, het hy gesê, as ek in die hemel met iemand kan praat, sal ek vir Paulus wou vra, wys my jou littekens. Hoe lyk 'n ou se rug as hy 194 houe geslaan het om jou dood te slaan? So moenie vir my in die eerste plek jou mooi teologie vertel nie, wys my jou littekens op jou lyf, wat dit gekos het om Jesus te stap. En dis boonbehalwe die 3 keer dat hy, soos hy in Iconium in Lystra gestenig is, en in Filippi ook uit mekaar geslaan is. Dis boonbehalwe dit. En daar lê hy, stikkend. Hier is die knegt van die Here, die man van God, of wie hy die kerk gaan plant, menslik gesproke. Lê in sy eie bloed. Hulle sit hom in houtblokke, onthou jy? Gooi hom in Silwanus in die maksimum sekuriteitssel. En daar lê hulle, en waarskynlik is die tronkbewaarder, ons weet vandag, hulle was die butchers van die dorp, hy is die ou wat die hardste kon slaan, hy was waarskynlik een van die manne wat pak uitgedeel het. En Paulus word kort voor middernag wakker, en wat doen hy? Hy praat met God. Wat doen hy? Here, kan ek net die heerlikheid sien? Hy het geleer by Moses.
En hy sing, en ek is seker Silvana sê, meneer, waaroor wil jy sing? Die pensioen is daarmee heen, die kerk is daarmee heen, jy lê in die tronk, môre gaan die Romeine ons doodmaak. En Paulus sê, maar in die geloof sien ek vir Christus. Soos hy altyd doen. So dis hoe ek bid. Wat doen Stefanus as hulle hom doodgooi met klippe, Handelinge 7 vers 56? Wat doen die vroeë kerk? Vra nie hierdie vraag wat ons vandag vra, was dit God se wil en is dit sy toelaat? Ek weet nie al hierdie nonsens, ek wonder altyd waar kom mense, ekskuus, ek moet dit nie so sê nie, ons bedoel dit opreg. God, wat laat hy toe, wat laat, ek weet nie, God se wil is baie eenvoudig in die Nuwe Testament. Nou as mense van julle weet nie, sê ek, wanneer laas die Efesiërs gelees, wanneer laas die Johannes 6 vers 38 gelees, waar Jesus verbatim sê wat's God se wil, maar dis 'n ander gesprek. Al 8 boeke oor God se wil geskryf. So dit is vir my die hart van misverstande is oor God se wil, dat ek nie so toe gaan nie. Maar wat maak dat Paulus, as hy daar lê, dat hy 'n loflied sing, en dat Stefanus 'n loflied sing? Dan vra nie die vraag, hoekom laat God dit nou toe, en wat het God gedoen, en was dit nou sy plan, en hoekom gebeur dit met slegte mense, en hoekom gebeur dit met goeie, nee, wat doen Stefanus? Hy sê, ek sien die seun van die mens aan die regterhand van die Vader, hy sing 'n loflied. En wat doen Paulus? Jy sien, ek moes eintlik daar begin het, ek het eintlik 'n fout gemaak, ek moes by Handelinge 9 vers 3 volgend begin het. Ek moes vir julle gesê, kom ons maak almal ons oë toe vir 3 minute. Dan maak ons dit oop. Wat het met Paulus gebeur toe hy vir Jesus op die Damaskuspad raak geloop het? Hy was blind vir 3 dae. En toe hy sy oë oopmaak, sê in die Magic Kingdom van Jesus. En toe sien hy vir Jesus, en al wat Paulus doen, hy sê, ek sien vir Jesus oral. As jy vir Paulus gevra het, wat is jou lewe? Wat sê hy vir die Filippense? Vir my is om te lewe Christus. As hy na die Korintiërs toe gaan in 1 Korintiërs 2, hy sê, ouens, ek gaan met julle net praat oor Christus en hom as die gekruisigde. As mense het swaar kry, as hulle ly, ons het dit nou gesing, die Romeine, wat skryf hy in Romeine 8 vers 34? Ek sien vir Christus, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons, wie kan ons aankla? En as hulle hom vra, wat is God se liefde? Hy sê, niks kan my van God se liefde skei nie. Hy filosofeer nie soos die kerk, hoekom het die Here dit toegelaat as hy God van liefde is nie? Paulus se argument is, niks kan my skei van die liefde van God nie. So wat laat Paulus sien? Hy sien die hemele oop. En dis die Johannes Evangelie, ons doen dit nou, die van julle wat dalk in die loop, of jy kan nog inskryf enige tyd. Maar ek doen hierdie jaar met ouens die Johannes Evangelie. Die Johannes Evangelie, onthou jy as Jesus vir Thomas sê, salig is jy Thomas, nou jy daai Johannes 20 vers 20 tot 29, gelukkig is jy, en dan sê hy daar in vers 29, 30 vir Thomas, Thomas, gelukkig is jy met jy sien, maar weet jy wie die ware gelukkig is? Hulle wat glo, en hulle sal dan sien. So die Gees vat jou in 'n geloofswêreld in. Soos Moses, kan ek die heerlikheid sien, dan wys God sy goedheid. En Moses lewe in God se goedheid. En Paulus het Christus in die geloof gesien, en hy leef in Christus. En hy weet hoe die Gees hom verander, so hy lê in daai tronk, en hy sing 'n loflied. En toe verstaan ek eerste keer, daai dag in Filippi, toe ek daar gestaan het, en laas jaar ook, ek onthou, toe ons laas jaar daar was, ek het die ouens opgevat Rome toe, en bietjie op roetes gevat in Rome al 'n keer of wat, waar die ander ouens nie kom nie, waar Paulus se graf fisies is. Ons weet Paulus is fisies daar begrawe. As jy ooit in Rome toe gaan, vra my, dit is die basilika van Paulus, hy's fisies letterlik, is sy liggaam deel dit. Koolstofdioksied 'n paar jaar terug, en dit was die eerste eeuse persoon wat daar lê. In elk geval, dis 'n ander gesprek. So, dan geloop ek met op die Via Appia, waar Paulus Handelinge 28 ingekom het en so aan. Maar ons, ek verstaan, dat vir Paulus, toe ek daar gestaan het, en Paulus hierdie loflied gesing het, dat Paulus se hele lewe Christus deurdrenk was. Hy het Jesus letterlik oral gesien, in die geloof. En 'n klomp jare gelede lees ek hoe Moeder Teresa, iemand vir Moeder Teresa vra, hoe kry sy dit reg, om al die slegte mense van Calcutta lief te hê? Toe sê sy, ek kyk tot ek Jesus in hulle raak kyk. En dan sê hulle, Jans Leo, vloek en swet, sê wel, Jesus nog baie keer afdag. Maar die Nuwe Testament leer my, en hier's die ding, as die Ou Testament oor en oor en oor vir jou leer, as jy God wil sien, waartoe moet jy gaan? Kyk in die natuur. Nee, ons het dit ons nou met mekaar gedoen. Kyk in die natuur. As jy na die Nuwe Testament toe gaan, kry jy dit baie selde, amper nooit, laat jy na die natuur toe gaan. Waar moet jy gaan kyk om God raak te kyk in die Nuwe Testament? O, Jesus is baie glashelder hieroor.
As jy God wil sien, waar moet jy God gaan sien? Onthou jy Matteus 25 vanaf vers 31, op die laaste dag sal die skape en die bokke voor my staan. En ek sal vir die skape sê, kom in die heerlikheid. Want toe ek honger was, het julle my gesien. En toe ek kaal was, en 'n vreemdeling was, en in die tronk was, het julle my raak gesien. O, Jesus leer sy kerk om te loop in die wêreld, en te kyk tot hulle mense raak sien, en om dan met dit na God toe te gaan in taal. Hierdie taal van verwondering, hierdie taal van dank, en dan hierdie taal van raakkyk. En dis wat Paulus gedoen het. Ek leer dit by Paulus. En daarom verander alles by Paulus. Daarom is Paulus se gebede altyd dankgebede. Die hoofgenre van die Nuwe Testament se gebed is dankgebed. Die hoofgenre van die Ou Testament is klaggebed. Ek sê nie ons moet nie kla nie, maar ek is in die eerste plek 'n Nuwe Testament Christen. Ek kom agter, dit is so in my ingeburger, ek is nog op 'n detox teen my ou godsdienst, my hele lewe lank. Maar ek ruk terug by 'n kerk waar iemand bid, en ek verstaan dit, moenie dit sleg hoor nie, waar die persoon die hele tyd bid, en ek gevra of ek dit maar kan sê, en dit so reg, so kan, nie die persoon op die spot sit nie, self al anoniem, maar die hele tyd bid, daar was so, as die kerkraad wat saam is, nie aande voor die tyd of nie daar, dan bid hy die hele tyd, Here, ek so 'n groot sondaar, wees my genadig. Teen die tweede dag stap ek na hom toe, ek sê, meneer, met alle respek, wat is in jou lewe verkeerd, kan ek jou help? Want jy bid nou elke keer, jy is so 'n groot sondaar. Nou kyk maar, as dit 'n raaisel-vraag is, ek sê, maar dan moet iets groots fout in jou lewe wees, dat jy dit nie publiek vir die Here sê, so kom ons kyk of ons dit kan uitkry, dat jou gebede kan verander. Nee, sê, hy is maar so geleer, ek sê, hy is so gewat? Nee, hy is so geleer. Ek sê, maar ek sê altyd vir mense, jy kom dalk so groot geword het, maar jy moet nie so oud word. Ek sê, want ek het elke Griekse teks in die Nuwe Testament geleer. Hy sê, ja, maar Christen is mos 'n begenadigde sondaar. Ek sê, meneer, toe ons op skool was, het my ma vir ons baie keer 'n mixed grill gegee om te eet. Ek het noem dit 'n gemengde grill. Jy gooi alles bymekaar en jy eet. Ek sê, om 'n Christen 'n begenadigde sondaar te noem, is na my wete 'n teologiese fout. En ek weet almal sê dit, ek is so gereformeerd opgegroei. Dis my gereformeerde chassis. As ek by Pinksterkerke preek, soos volgende Sondag sê altyd vir hulle, onthou ek het 'n reformatoriese chassis. Feit bly. Ek het elke teks in die Nuwe Testament gaan lees. Dit is my werk. Wel, weet nie, lyk van die ander professore sinne nie, maar ek dink as ek reg onthou nou, 34 keer kom die woord sondaar in die Nuwe Testament voor, hamartolos, en nie een keer nie, waaragtig nie een keer word dit vir 'n Christen gebruik nie. So, dis nie my skuld as die kerkouens verkeerd geleer het nie. Weet, ek is 'n begenaar, ek is maar 'n ou sondaar. Die term sondaar in die Nuwe Testament is sinoniem met verlore. Onthou jy wat sê Paulus in Romeine 5 vers 7? Christus vir ons gesterwe toe ons nog sondaars was. As daai tollenaar in Lukas 18 vers 9 tot 14 voor Jesus staan, wees my sondaar genadig. Hy vra eintlik, die Griekse woord is nie eintlik genade nie, maar eleemosune, of eleein, om Christus se goedheid te ervaar. Die enigste uitsondering in die Nuwe Testament is dalk wanneer Paulus vir Timoteus skrywe, dat hy is die grootste van alle sondaars. Maar dan gaan hy voort om dit te verduidelik dat dit in sy verlede tyd was. Maar vir die Nuwe Testament, ek het ook geleer, dis nog 'n rede. Want hy het gesê, ek praat Christens, ek moet nuwe taal leer. Die nuwe taal van die Nuwe Testament is dank, die nuwe taal van die Nuwe Testament is, ek doen sonde, maar ek is nie 'n sondaar. Sondaars is verlore. God spreek nooit sy eiendom aan as sondaars nie. Hy sê, hy het ons gereinig, hy het ons afgesonder, nou kan ek as 'n kind van God, onthou jy 1 Johannes 3, vers 9, kyk wat 'n groot liefde die Vader na ons bewys het, hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. Nou, wragtig sal mense sê, nee, wat steur julle nie in 1 Johannes 3 nie, ons is sondaars. Ek verstaan hoekom ons dit doen, ek is so geleer, maar ek wil nie so oud word. So ek leer by Paulus, ek is 'n kind van God, as ek in die tronk is ek nie minder 'n kind van God nie, ek is nie sy afskeepkind nie. Here, hier staan die stikkend geslaande kind, maar Here, kyk wat is in my hande. Here, ek sien U in geloof, Christus, Kolossense 1 vers 15, U is die skepper wat alles in die regterhand vashou. U is die eersgeborene, die hoof oor alles. Ek sien in Filippense 2, soos hy later skrywe, U was in die gestalte van God, en is U wat Uself verneder het tot by die kruis, en nou die Vader U opgewek, en elke knie buig, en Here, al slaan hulle my in my eie bloed in, elke knie sal buig.
En ek doen dit nou. Daarom is Paulus se lewe dank en dank en dank. Daarom leer hy Christene, dis die nuwe taal van gebed. So ek probeer sulke tekstuur dinge neersit oor gebed. Daarom is die taal wat ek bid in die eerste plek dank. En hier gaan Stefaans weer, sal Marietjie sê, ons kry dit nie eens by ons ete gebede reg nie. Here, maak ons opreg dankbaar. Ons kan nie eens dankbaar kom nie, verbrand. Ons kan nie eens dankbaar geëet nie. Maak ons dankbaar. Ek nou dag vir iemand uitbied, ekskuus, 'n vriendin van ons, julle sal dalk ken, Lindy Stryd, om sy vertel, sy het een keer, hulle is bly nou in die Kaap, nou die dag, ou Sakkie, haar man, saam gekeer uit, nou, hy's 'n wonderlike leierskap, ou. Maar Lindy sit ergens by ding, sy moet ook maar so praat en alles, die Goli tannie, en sy moet, en ek praat ergens met mense oor gebed, en ek praat juist net hieroor. En sy vertel dit vir haar pa, en haar pa is lekker dik klip, want mense verander ons nie in jou gebede nie. Weet, my oupa het my so geleer, maak nie saak of die Bybel dit nie leer nie. Daar's 2 gebede hoe Jesus bid by etes, maar niemand steur hulle daar nie, Markus 6 en 8. Maar hoekom sal ek nou bid soos Jesus? Ek meen, as my oupa my so geleer het. Wat doen Jesus? Jesus kom in Markus 6 en Markus 8 gaan lees by die broodvermeerdering. Daar's 2 verskillende Griekse woorde hy gebruik. Hy gee lof aan God en hy het 'n dankroep aan God. Hy sê nie, Vader, maak ons dankbaar vir die kos. Dit was, Here, kyk wat het U gedoen. Kyk wat het U gedoen. Ek het 'n stukkie brood en almal kan eet. So jy kom dankbaar. Toe sê ek, so dis hoe jy kom dankbaar. Toe vertel sy het vir haar pa, nou skryf, ekskuus, ek nou nie uitpraat nie, nou sê Lindy, nou sê haar pa, ek het so geleer bid. Sy sê, pa se keuse. Sy sê die volgende ete sê hy, Here, ons is opreg dankbaar vir die kos. Mooi, né? Ja. Elke stukkie brood. My tuinwerker, ek het 'n wonderlike tuinwerker, Moses Madisa. Moses het die Olimpiese spele 2 jaar terug gemis met 10 cm. Hy's 'n provinsiale 3-kamp atleet. Ons bid en werk hard dat hy dit volgende Olimpiese spele gaan haal. En dit lyk vir 'n pole vaulting ook. Hy werk in my tuin en my buurman se tuin en die van my skoolvriende se tuin. Hy praat 9 tale, hy het 'n nagraadse kwalifikasie. Moses wil net by ons werk, is al. En Woensdag toe hy weer daar is. Ek onthou so 'n paar jaar terug, ekskuus, ek sien ek's 'n bietjie aandag afleibaar, gaan met stories. Moses, 'n paar jaar terug praat ek by 'n groot sakeplek in Pretoria. Ek praat nie eintlik by sakeondernemings nie, maar ek maak 'n uitsondering en hulle gee vir my so 'n lampie en ek dink, die ander spreker kry so 'n sak geld en ek kry 'n lampie, lekker, né? Lekker diklik. En ek sit die aand, ek is bietjie so grimmig, die Here steur hom nooit aan my as ek so grimmig is nie, want ek sê nie dankie nie. En toe Moses by ons kom werk, hy toe in Alexandra gebly, gee ek vir eendag hierdie liggie en hy's toe al. Ek sê Moses, hier's vir jou liggie in die aand as daar beerdkrag is. En hy noem my pa, hy praat Afrikaans, maar hy sê pa, ek het nie elektrisiteit nie. Hy leef van die hand na die mond. En in die afgelope paar maande het Moses die Here gevind. Dan gaan hy kerk toe daar in Kenton by 'n kerk. En in die oggende, soos nou oggend sy aankom, is ons eerste gesprek, ons maak koffie, hy vertel my van sy oefenprogram, ons kyk wat kan gebeur. Sy ma is dood nou die dag, hy het bietjie shin splints en hy't seer. Dan drink ons koffie en dan praat ons oor die Here. En ek sê vir Moses, ons moet net dankie sê. En ek sien in hierdie jong man wat dit van niets af leer. Ek wens ek het dit geleer. Want ek is so gebid in, ons is sulke ou sondaars, en die Here moet net iets doen, en die Here moet net wees met mense. Ek het net gewonder, wanneer gaan iemand amen sê? Ek onthou, ek het 'n boek geskrywe van 'n vriend wat vertel het, hoe een oom ook so by ete bid, hoe hak die dogtertjie af, papa, die oom bid my hamburger koud. So, ek sê nie ons moet nie lank bid nie, maar wanneer ek waaragtig in God se teenwoordigheid is, raak my woorde minder, maar my teenwoordigheid van die allerheilige God. Ek dink 80% van gebed is om, soos Jesus in Markus 14 sê, nie my wil nie, maar U wil. Om net onder U te stel, en om minder te vra, en om dankie te sê. En dis wat Paulus doen. As hy vir gemeente skryf, dis ons voorlaaste stukkie, dan begin Paulus altyd by 80% van sy gemeentes. Hy sê vir die Filippense, hy sê, by elke geleentheid, as ek vir julle bid, sê ek vir julle almal dankie vir alles wat God in julle lewe doen. Hy begin nie om foute te soek nie, hy kan nie wag nie. Hy sê vir die Romeine, hy was nog gespel, hy sê, julle geloof is die wêreld vol. Hy's pas klaar in Tessalonika.
Nog, julle was van julle al daar. Nou die dag ook met die ouens, dan sit ons altyd daar op die markplein, daar bo op die berg, met die ouens daar in Thessalonika. Hy was net 3 weke daar. Daar sien jy plant 'n oue kerk vandag en wat doen jy? Nou skryf hy vir hulle, hy skaars daar, nou moet hy vlug. Hy's Athene toe, Korinthe toe, en in Korinthe kry hy tyd om 'n brief te skryf vir hulle. Hierdie jong gemeente. En sy eerste woorde aan hulle is: ouens, almal praat oor julle geloof. Dit het die hele Agaïe bekend geraak en Macedonië. Almal praat oor julle geloof. Ek kan nie ophou om vir God dankie te sê. En toe leer ek, hoe werk die Nuwe Testament? Jy sê vir God dankie, en jy sê vir God dankie vir mense, en jy sê dankie, 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 en jy kyk vir redes en jy hou aan vir God dankie sê. Jy raak dankvindig. Jy soek redes om dankbaar te wees. Jy soek redes in jou gebede. Nou wat van die moeilikheid? Wel, Paulus sê Filippense 4, maak julle behoeftes deur gebed en smeking, met danksegging aan God bekend. Met danksegging. So natuurlik, soos die ons Vader my leer, maak ek my behoeftes aan daaglikse brood beskikbaar, maar ek het nie eers 'n klou wat is my daaglikse brood nie. Ek wil eintlik daaglikse koek hê. Ek moet vir julle eerlik wees. Ek is nie baie goed met daaglikse brood nie. En ek het in elk geval nog niemand ooit in Suid-Afrika gesien wat worry oor vandag se brood nie. Spar het genoeg en Woolies het uitverkoping en daar's altyd genoeg. Maar oor 6 maande, soos my ouma gesê, wat gaan van my agterkleinkinders word in hierdie land? Sy het my eendag gevra op skool, maar wat gaan van my kleinkinders word in hierdie land? Sê ek, ouma, laat ek hom net eers 'n vrou kry. Maar sy kon bekommer al tot daar in die hoeveelste geslag. So, kry net, God sê, julle weet nie eens eintlik wat julle daag, net soos my kinders, ek het agtergekom, ek weet nie julle ook nie, maar my kinders weet baie goed wat hulle wil hê, maar ek weet dis nie gesond nie. God weet dieselfde van my. Hy ken Stefan se hart. Hy weet, hy het dit nie verniet vir Jeremia gesê in Spreuke 4 vers 23 sê, mense hart is bedrieglik bo alle dinge nie. So hierdie ouens wat sê, jy weet die Here ken my hart. Ek sê, nou dag sê iemand, weet die Here ken my hart. Ek sê, ek hoop jy weet wat jy sê as jy dit sê. Hy ken jou hart, daarom gee hy vir jou sy hart. Onthou jy? Jesegiel 36, Jeremia 31, ek sal my hart in julle oorplant. Hou julle harte vir julleself as gemors. Ek sal my hart vir julle gee. Want as jy jou hart vir my gee, vat jy hom weer terug. So ons is geleer om jou hart vir Jesus gee, ons moet hulle reg leer. God wil sy hart vir jou gee. Dis die Nuwe Testament en die Ou Testament. Dis Jesegiel en dis Jeremia se belofte. En dan, so ek het geleer om te bid, as ek vir mense bid en vir my kinders bid, vir onsself bid. Here, U weet wat U wil vir ons lewe. Here, as ek bid vir een van ons kosbare vriende wat nou kanker het en my ander vriende wat motorneuron siekte het en wat baie agteruit gaan, Here, U weet hoe graag wil ons hom hier hê. U weet hoe baie beteken hy in die koninkryk, maar Here, U wil. Doen wat U wil met hierdie knegg van U. Ek herinner U aan hom en aan my nie-gelowige vriende. U weet. Here, kan ek hulle na U toe dra? Kan ek Galasiërs 6 vers 2 doen? Kan ek die laste van medegelowiges op my skouers sit en vir hulle dra? So ek het geleer, gebed het 'n ander tekstuur. Is baie dankie en lofprysing, baie. Om in God se teenwoordigheid te wees, om groot oor God met God te praat. Dis mos wanneer God groot is. Dit was C.S. Lewis. Ek het nou die dag in Paastyd so 'n storie oor C.S. Lewis geskryf. C.S. Lewis wat die Narnia boeke skryf. Lewis was hierdie harde Oxford professor in Engels. Hy was ook by Cambridge tot bekering gekom deur sy interaksies met Tolkien en Chesterton. Hy vertel in Mere Christianity, ek wens dit kan wees dat nie Christene ons so gevaarlik beskou. Hy vertel voor hy 'n Christen geword het, danger lurked everywhere. Toe hy met Tolkien hulle moes gepraat het, those Christians, hulle sal vir hom, maar en op 'n dag kort nadat hy vir Tolkien gevra het, hoekom glo hy so vervelige boek soos die Bybel? Dis baie goed beskryf deur studies, sê Tolkien vir hom gesê, my dear fellow, Engelse, né? My dear fellow, you have to read the Bible like you read fairy tales. It's not a fairy tale, but with that respect, that awe. Soos 'n kind wat 'n storie hoor.
Vertel my 'n storie, pappa, en ons gaan in Jesus se wêreld in, van Jesus wat die koning is. Wat my siek mense, ek het vir my kinders hierdie stories van Jesus vertel, van Jesus wat die koning is, wat honger mense kos gee, en wat die koning is, wie se hart breek oor sy stikkende mense. Hy kom nie met militêre gewere en skiet, en dan hou die president gebede oor hoe skiet hulle nie. Hy kom met sy hand wat sê, my koninkryk is vol vrede. As hy voor die magtigste ou in die wêreld staan, in sy wêreld, in Johannes 18 vers 36 sê, o, ek is 'n koning, maar ek is 'n koning van vrede. En hierdie eenvoudige evangelie sal die wêreld vat, sal die wêreld wen. Matteus 16. En dit wou ek vir my kinders geleer het. En ek het dit by C.S. Lewis geleer. Hy skryf vir sy peetdogter Dorothy, dat eendag sal sy groot genoeg wees om weer fairy tales te lees, in die voorwoord van die Narnia boeke, om daai verbeelding te leef. En hy vertel een van daai verhale van Aslan die leeu, en nou die dag sien ek het Marula Media een stukkie wat ek daaroor skryf het gedeel, toe 'n paar mense my mooi gepaneel klop. Ek dink hulle het nie gehoor wat Lewis sê nie, dis fyn. Maar Lewis vertel van Aslan die leeu, want Lewis het verstaan Christus, jy leef in sy verwondering. Aslan die leeu stel Christus voor, hy sê dit ook. En dan kom die dogtertjie na 'n jaar, sy het lanklaas vir Aslan gesien. Dan sê sy van, my, but you have grown. Dan sê hy van, no, little one, I'm always big. But every year that you grow, you will see me bigger. Dis gebedsgroei. So hoe groei ek in my geestelike lewe? Hoe meet ek dit? Hoe weet ek of ek groei? Wanneer God groter is, wanneer ek groter oor my groot God praat, wanneer ek hom meermale loof in alles, nie vir alles nie, in alles, sê Paulus heel eerste. Hy sê dit, en daarmee sluit ek af, dit is die wil van God in Christus Jesus. 1 Tessalonisense 5 vers 18. Dis die wil van God. Nee, die wil van God waaroor almal so in die kerk stry, God se plan. Paulus sê, dit is die thelema to theo. Hier is die geopenbaarde wil van God. Ons sê die Bybel is die geopenbaarde wil van God. Christene weet nie, dis God se wil, dat jy dankbaar moet wees nie. Dis nie opsioneel, dis nie 'n spyskaart. Here, jy weet, ons bly in Suid-Afrika, ons kan nie so dankbaar wees nie. Jy moet daarom verstaan, ons het Eskom, en ons het 'n president, en ons het Malema, en ons het... Jy moet daarom verstaan. Dis nie 'n spyskaart, dan kies jy watter gereg jy op Christus se spyskaart vat. Hy sê, dis die wil van God in Christus Jesus. Julle in alles sal dankbaar wees. Sal julle slaan en julle lê in julle eie bloed. Dat julle sal opkyk en my sal sien. Ek sê nie dit wat gebeur is sleg nie, maar ek is by julle in julle omstandighede. Dat jy die hemel sal sien. Dat wanneer hulle Stefanus vermoor en die kerk stikkend is oor nog 'n sinnelose moord, dat julle sal opkyk en die Here sal dien. Vriend van my, saam met hierdie afsluitstorie, dis die laaste, Yasser Erik, hy dien saam met my, ek het versê, nou moet ek ongelukkig sê, maar Mergon is die grootste Christelike trust in Afrika, ons is al so 12 jaar in die gang, dit behoort na die ouens van die Atterbury Trust François van die kerk, hulle maak die saak nie, Mergon is 'n wonderlike trust, ek sal so 12 jaar deel, wat groot fondse vir die evangelie versprei, oor R1 biljoen al die afgelope paar jaar, en van oorsee af sit Yasser Erik op ons toekenningsraad ook. Yasser het, ek wil erns laat hy van ons e-kerk vergaderings praat, Yasser het groot geword in die Sudan, moslim. Op 14 ontmoet hy Christus op 'n radikale manier en hy kom tot bekering. Sy familie is so geskok, hulle gee hom 1 week om sy geloof af te sweer in Christus en weer 'n moslim te wees. Na 'n week hou hulle begrafnis van hom, dat hy dood is, 14-jarige seun. Hy word deur sy familie uitverkoop, hy beland in die tronk, en hy moet uiteindelik vlug. Hy het so lang stories, kom hy in Duitsland. Hy is vandag 'n professor in Stuttgart. Hy het baie doktorale studente, en hy het 'n bediening in die Midde-Ooste, wat jy nie kan glo in die halwe jare. Yasser se invloed is so groot, dat hy in 2024 is hy as die biskop van Rwanda aangewys. Hy dra die perskoller. Hy's 'n biskop in die Anglikaanse kerk. Maar Yasser is so uitverkoop aan Christus. En elke keer as ek met Yasser praat, voel ek is in teenwoordigheid van 'n man van God, 'n man of God. Wat
bid, en as hy praat, ek het nog nooit 'n harde woord uit sy lippe gehoor, 'n verwytende woord nie. September maand, en ons sal nou, ek is maandag, dis weer daar 'n vergadering, maar September maand vertel Jasser, en as ek nie my eie woorde gehoor het nie, sou ek nie geglo het nie. Ons het op die 19de September, dink ek, vergader, Jasser was die 11de, was hy in Libanon. Het hy jong Christene gaan doop. Laas jaar het hy 300 Christene gaan doop in 'n rivier, en hy het in die rivier gestaan, en daar het larwes en goeters deur sy bene ingekom, en hy was in Duitsland in die hospitaal amper vir 'n week, en het gedink hy gaan sterf. Dan sê ek, Jasser, hoe doen jy het? Dan lag hy net met hierdie sagte lag, vreugdevol. Hy sê, but it's for the Lord, hierdie akademikus, hierdie professor, wat die evangelie dra. En hy vertel vir my, dis die maandag het ons weer woensdag, en hy is aanlyn van Duitsland af. En die vorige week, ek sê, Jasser, dit is surrealisties, ryle in Libanon, hy moet in Damaskus, in Damaskus, waar was dit? Was in Beirut self, moet hy jong Christene gaan doop. En soos hulle ry in die kar, kry hulle 'n teksboodskap, die IDF het alle mense, jy moet maar jou selnommer vir hulle gee, anders is jy op jou eie risiko daar. Kry sy bestuurder 'n teksboodskap, hulle gaan die kar voor hulle met 'n missiel skiet uit die lug uit. 'n drone. Ek bedoel, bid jou dit aan, jy ry 80 km/h, so goed sy IDF hou, is daai Israeliese defensie. Volgende kom hier 'n missiel uit die lug uit, katwak, skiet die kar, pad weg, nou ry hulle. Kom hulle by 'n kerk, en Jasser preek daar in 'n woonstel, vir die jong Christene wat hy van die Here vertel. Volgende kom maar 'n teksboodskap, en sê, julle moet hardloop, Israelies het pas laat weet, hulle gaan die woonstel uitskiet, in Libanon. En Jasser hardloop uit, hulle hou daar kerk, hy bid vir hierdie jong Christene. En die Vrydag het hy 3 doktorale studente in Stuttgart wat hulle proefskrifte by hom verdedig, want hy's ook 'n akademikus in die hart van die vuur vir die Here. En Jasser sê daar's nie vliegtye nie. Israel besluit hoeveel vliegtye kan vlieg uit Libanon. En hy sien daar's die donderige vliegtyg, en hy gaan maar lughawe toe. En dis mos nou meer moslems en so aan. En die enigste Christen wat nou daai sekuriteitsdienste is, erken hom, en hy het onder Jasser se bediening op die internet tot bekering gekom. Hy sê, Dr. Erik, hy sê vir hom, yes, hy sê, you my spiritual father. En hy kry Jasser op 'n vliegtyg, en Jasser vlieg uit, hy sê, en hier sit hy in Duitsland. En ek sê, so lyk die lewe van 'n knegg van die Here. Jy leef tussen al hierdie koninkryke, maak nie saak hoe dit gaan nie. Maar jy sien Jesus. Jy gaan loop in Libanon, jy gaan loop in Israel, jy gaan loop in Suid-Afrika, jy gaan loop in Tembisa, en jy sien Jesus. Maar dit vra geloof, dit vra ander gebedstekstuur. Jy moet saam met, dink ek, saam met Moses begin bid. Here, kan ek net die heerlikheid sien? Vra nie geld nie, ek vra nie sukses nie, vra niks, kan ek net die heerlikheid sien? En die Here sê, ek sal jou met teenwoordigheid innooi, saam met Jakobus 1, Here, kan ek net wysheid hê? En die Here sê, ek sal dit vir jou gee. Is geen beperking op my wysheid nie, ek sal dit vir jou gee. Kom net in my spasie in. En die Here sê, kom sê net vir my dankie, want ek is die hoorder, nie die verhoorder in die eerste plek nie, die hoorder, en dan sal ek vir jou uithelp in die dag van jou nood, Psalm 50 vers 15. In die dag van jou nood sal jy my aanroep, en ek sal jou uithelp, en dan moet jy my eer. Here, baie dankie dat ons saam uit die woord kon reis. Dankie vir die kosbare tyd, dankie dat jy selfs hier in die winter, hier in die middagson, in die tyd dat dit bietjie rustyd is by die Saterdag, ook deur die Gees met ons werk. Dankie vir die goedheid, dankie vir die kamp, dankie vir almal. Ag Here, ek bid vir Reinhard, ek bid vir die kosbare gemeente, bid vir elkeen wat hier as leiers optree. Dankie Here vir hulle almal, dankie vir Joe, dankie vir elkeen wat hier dien. Ag Here, gee dat ons sal groei van verwondheid na verwondering. Dat ons net meer kere, net so nou en dan, sommer net hier sal opkyk na die sterre en sal sê, ons dien 'n wonderlike God. Dat ons na die kruis sal kyk en sê, hoe lief het U sulke ou stikkende mense soos ons, dat U ons heel gemaak het. En dat ons, as ons na mekaar kyk, sal sê, Here, dankie dat ons projekte is van U, dat U ons lief het en nog nie klaar is met ons nie. Verander ons van heerlikheid tot heerlikheid in Jesus se naam. Amen. Baie dankie.